Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 7. Ek is professor Ronald Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke dalk benodig? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. En vir die Israelvisie ouens wil ek sê wat kyk, hierdie is die regte boek vir julle om te koop. Kry die insig daar. Elke ding wat ek sê, gebruik ek skrifverwysings. En luister wat sê die woord. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan net op my webtuiste https://jaffashua.co.za. Soos jy kan sien hier regsbo. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks luister oor Japie van Zyl en die boek Henog, belangrik dat jy by deel 1 begin, anders het jy nie 'n klou wat ons reeds hanteer het nie. Dit is so saaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy dan ook al die kennisgewings van al die ander studies waarmee ek besig is kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe van maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die kennis en die vriende, dis lewensveranderend, skryfblok, pen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. En jy moet maar 'n seatbelt of 2 saambring, want jy gaan 'n paar geestelike skokke ervaar, wat dalk kan veroorsaak dat jy uit jou stoel uitval. Het is baie belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie vereenseldig, nie vereenseldig met enige van die volgende groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie ouens, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, die Jehovah's Getuies, 7-dag Adventiste, enige protestante, charismatiese of katholieke bewegings nie. Inteendeel is ons nie 'n kerk, ons behoort aan niemand nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd op die internet. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name, soos wat u reeds weet as u die reeks volg. Anders gaan ek dit so sê, wanneer ek praat van Jaffa, dan sal ek sê Jesus Christus, né? Volgens die genoemde Engels-Hebreëse Bybel, die beste een, die 1860 vertaling van Dr. Joseph Briand Rotterdam, is die naam Here Jesus, in werklikheid Jaffa, en dit moet u klaar tot bekommernis stem, om dit te wil weet. Die naam God is in werklikheid Elohim, die naam Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En daar het ek 'n boek, wat is jou God se naam, sou u belangstel. Ek het reeds as u op my internet, as u op my webtuiste gaan, en u druk die link, soos jy daar kan sien, en jy maak hom oop, dan sê hy lesings, Bybelskool, en dan sê hy artikels. As jy op artikel druk, en hy maak oop, dan kyk jy na die artikel wat sê, wat is jou God se naam? Daar is so 80 bladsye, wat uit my boek uitgehaal is, van wat is jou God se naam, wat vir u 'n baie goeie inleiding gaan gee. Of u gaan kyk na die YouTube studie wat ek gedoen het, wat noem jy hom God of Here, dis op dieselfde. In ander woorde, jy klik op die link, en maak oop, bo sê hy lesings, klik op lesing dan, as jy oopmaak, dan kyk jy op die inhoudsopgawe, wat noem jy hom God of Here, dan begin jy by deel 1, 2, 3, en dan stap jy met hom so. Dan as jy enige vrae het, is jy verskriklik welkom. Ons gaan op waar ons laasweek opgehou het. Daar, nou sê Japie van Staden verduidelik nou vir ons iets baie interessant. Ek sê Japie van Staden, ekskuus tog, dis sy neef grappie, Japie van Zyl, en dis moontlik dat ek sal sê van Staden, want jare terug het ons aanbid, en ons het 'n pastoor van Staden gehad, toe ek nog 'n pastoor was, so 30 jaar terug, 25, 28 jaar terug in die kerke, so 'n ou pastoor van Staden. So dan partykeer sê ek Japie van Staden, dis maar net omdat dis maar die mag van die gewoonte, dis Japie van Zyl. Goed, daar sal 2 opstandings wees. Nou gaan hy ons verduidelik oor die 2 opstandings. Met die volgende skrifverwysings gaan Japie van Zyl vir ons wys dat daar in werklikheid, dat daar 'n werklike opstanding van die ontslapendes, dis natuurlik die dodes sal wees,
maar daar is 2 verskillende opwekkings. Jy moet nou sê 2. En dit was nog nooit vir ons geleer nie, sê Japie. Hy sê, daar is 2 opstandings van die dode. Dit was nie vir ons geleer nie. Nou sê ek, wat Japie nie weet nie, is dat daar in werklikheid 4 verskillende opstandings is, volgens die Bybel. Nou, hoekom gooi hy die ander 2 uit? Wel, dit pas nie sy dogmatiek en sy leerstelling nie. Maar ongelukkig kan ek dit nie ignoreer nie. Ek kan dit nie weggooi nie. Ek moet vir u die skrif gee. En weet jy wat, op die einde van die dag besluit u wie lieg vir wie. 1. Die eerste opwekking is by die wederkoms, of die parousia, dis die Grieks vir die wederkoms, vir die bruid van Jahweh, dis Jesus Christus. Volgens 1 Korinte, maak jou nota, 1 Korinte 15, vers 27 tot 58. 1 Korinte 15 vers 27 tot 58 en dit gebeur aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom aan die einde van Openbaring 3:22? Wel, dit is dan die einde van die genade tydperk, waar die genade tydperk tot sy einde kom. Want Openbaring 4 vers 1 sê apostel Johannes, en ek het 'n geopende deur gesien. Hy sê, na hierdie dinge, uitroepentekens, groot letters, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur in die hemel gesien. Hoekom geopende deur? Dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het. Maar Japie sê, nee, julle dink julle kry 'n golden ticket hemel toe, daar's 'n surprise vir julle, ons gaan bietjie meer oor dit hoor. So die eerste opwekking, wederkoms parousia, vir die bruid van Jahweh, dis Jesus Christus, 1 Korinte 15, 27, 58. Die tweede opwekking is vir die onthoofdes, Openbaring 6 vers 9, dis die tweede opwekking. Dit is wanneer die ouens, na die wederkoms, die eerste opwekking, die wederkoms, Openbaring 3, vers 14 tot 22, dis waar hy sê, was jy koud of warm, maar moet jy lou spoeg ek jy uit my mond uit. Aan die einde van Openbaring 3:22 gebeur die wederkoms. Onmiddellik na die wederkoms gebeur, dan begin die groot verdrukking. 7 jaar en 105 dae groot verdrukking. Waar kry ek dit? Gaan tel maar net Daniël 12 vers 11, 1290 dae, Daniël 12 vers 12, 1335 dae, gesamentlik 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Daar is jou groot verdrukkingstydperk. Nou, sê die woord, die oomblik as die wederkoms plaasvind, die bruid word weggetrek, die oopdeur in die hemel, Openbaring 4 vers 1. So weet jy wat doen Japie met Openbaring 4 vers 1? Wie gaan daarin? En dan word die ouens se koppe afgesny. In Openbaring 6 vers 9, dis waar die seels oopgemaak word. Openbaring 6 vers 9, die ouens wat nie die merk gevat het nie, wat in die kerk gesit het, hulle gaan die ewige lewe met hulle eie bloed koop. Japie glo glad nie daarin nie, want hy glo nie in die hemel nie. Hy sê ons bly die 4 gate, pitte of doderyke, 4 kamers, hy noem dit 4 chambers. So wat gebeur? Daar vind ek dan in Openbaring 6 vers 9 is daar siele doodgemaak, sy koppe afgesny. Hulle het nie in die bruidskamer ingegaan het nie. Hulle was nie deel van die bruid, wat aan die einde van Openbaring 3:22 verander of parousia gewees het nie, weggetrek gewees, nie wegraping nie, wederkoms, parousia in Grieks. So wat gebeur? Hulle gaan rus onder die altaar van Jahwe Almagtig, totdat hulle beloning plaasvind. Openbaring 20 vers 4 sê apostel Johannes, en ek het trone gesien en hulle op die trone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee. Nie aan Israel nie, aan die bruid, die ouens wat weggetrek was. Hy sê, en ek het die siele gesien wat onthoop was. Gaan lees dit. Openbaring 20 vers 4. Die siele wat onthoop was, oor die getuienis wat hulle gehad het, dat Jahweh werklikheid is, en die woord van Jahwe, en omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop nie gevat het nie, Openbaring 13 vers 16 tot 18, en hulle het geleef as konings, hulle was nie konings nie, en priesters. Ons leef nie as konings nie, ons gaan vir ewig in die hemel lewe, as konings, seuns en priesters van Jahwe. Inteendeel lewe ons reeds op die aarde in die autoriteit van die konings, seuns en priesters
mandaat wat Jaffa ons gegee het. So daar is al 'n tweede klomp wat opstaan, die onthoofdes, die derde groep, die opwekking van die Israeliete by die wegraping, die harpacho. Hier kry ons nou die wegraping. By Openbaring 19 vers 7 tot 11. Nou, dis vir die volk van Israel. Dit het niks met Japie van Sail en sy trawante te doen nie. Niks. Hierdie het te doen met die 1/3 van Israel wat in die groot verdrukking tot bekering gaan kom. Want daar gaan 144.000 Israeliete wees, 12.000 uit elke stam. 12 na 12, 144.000 wat die evangelie aan die Israeliete, dit is nie Japie hulle nie, in die groot verdrukking gaan verkondig. En dan wanneer Jafashua kom in die Openbaring, nou kom hy al die derde keer, soos hulle doodgemaak word in daai 7 jaar en 105 dae tydperk, word hulle begrawe. En wanneer Jafashua sy voet op die Olyfberg kom sit, en hy kom met die swaard, nie in sy hand nie, in sy mond, om oorlog om oordeele uit te spreek oor die antichrist mense, saam met hom op wit perde, dis waar hy op die wit perd is. Die wit perd is maar nie die symbool van die koningskap. Saam met Jafashua, is daar ontelbare skare, dis nie engele nie, wat kom oorlog maak nie. Hulle het fyn rein wit klere aan, engel dra nie fyn rein wit klere nie. Dis die bruid, dis die weldade van die heiliges, die bruid. So die bruid kom saam met Jafashua by die derde opstanding. Dis wanneer die siele wat doodgemaak was in die groot verdrukking, die Israeliete. Wanneer Jafashua vir hulle kom. Want onthou die tweede groep was die protestante en die charismate en die kerkmense, wat nie die merk op hulle regterhand gevat het nie. Hierdie derde groep is Israel. Dis by Openbaring 19 vers 7 tot 11, wanneer sy voet op die Olyfberg kom sit, en dis sekondes voor die slag van Armageddon. Japie, die derde groep mense. Dan het ons die vierde groep mense. Die opwekking by die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Die vierde groep is die ongoddelikes, wat gesterf het deur 2000 jaar se tyd, van Jafashua tot by die slag van Armageddon. Na die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, dis waar Jaffa somme spreek en vuur kom uit die hemel uit en verteer die aarde. Dan het ons die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, en daar staan die vierde groep op. Nou Japie, hoe lees jy jou Bybel? Jy is dan veronderstel om 'n geestelike leier te wees. Jy kan nie eers lees nie, maar nou verstaan wat die Bybel sê nie, want jy weet nie wat om met die skrifte te doen nie, want dit het alles te doen met die goed wat in die hemel gebeur het. Die wit troon oordeel is in die hemel. Dit gebeur in die hemel. Want hy sê in Openbaring 20 vers 4, sê apostel Johannes, ek het die hemel geopen gesien. Hy sê, en ek het die trone gesien, want onthou Openbaring, die boek Openbaring begin, waar Johannes in die hemel in opgeruk is. Nie in die doderyk nie, nie in die vierde put of 'n gat, of wat jy dit ook al noem nie. Nee, hy sê hy het in die hemel in opgeruk. Die hemel is bokant ons, is nie onder in 'n gat nie. 'n Skag is in die gat, is onder toe, die doderyk is in die gat. En daar's net een doderyk, daar's nie 4 doderyke nie. Jy sê, maar jy glo eerder Henog, wat eers in die 17de eeu geskep was. Hy het dit nie voor dit bestaan nie. Maar jy wil hierdie leuns verkondig, want dit maak jou 'n ryk man. Want daar's ander sakkers wat betaal vir jou, my vriend, maandeliks, en die geleenthede en alles. So wat gebeur? Daar's 4 opstandings. Ek noem hulle in korte gou geweer. Die opwekking van die wederkoms van Jafashua by die Parousia aan die einde van Openbaring 3 vers 22, wanneer die genade tydperk ophou, en dit staan opgeteken, 1 Korintiërs 15 vers 27 tot 58 vir u gerief. Die tweede opwekking, die onthoofdes, wat sy kop afgesny is, Openbaring 19 vers 7 tot 11. Die derde opwekking is die ongoddelikes by die wit troon oordeel, Openbaring, ekskuus tog, die opwekking, die eerste een by die wederkoms die Parousia, die tweede een by die onthoofdes, die derde een is die Israeliete wat gesterf het in die groot verdrukking, halleluja, en dan dit is by wanneer Jafashua sy voet op die Olyfberg kom sit,
En die vierde opwekking is die ongoddelikes by die wit troon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Nou weet jy wat, jy het nie nodig om 'n teoloog te wees nie. Ek weet nie waar Japie enige teologie opleiding ontvang het nie, maar as hy dit ontvang het by een van die universiteite, dan is dit ook maar die snert wat hulle verkondig, né? So dan kan ek dit verstaan. Maar alles dit tas hy in die donker 99% van die tyd. En weet jy wat, hy vang onskuldige mense om hom te glo. So wie's nou die leenaar hierso? Wie's die leenaar? Jy's die leenaar, Japie. Met hierdie Bybelse inligting, kom dan luister ons weer na Japie van Zyl. Hy verduidelik nou verder. Nou praat Japie van die opwekking van die regverdiges. Nou moet ons kyk, wie sê hy, wie is die regverdiges? Die opwekking van die regverdiges. Eerstens sê Japie nou, kry ons die opwekking van die regverdiges. Dit is hulle wie by die boesem van Vader Abraham was. Hier by die waterfonteine, so dis in die 4de put, dis waar Vader Abraham is, by die waterput. Ek weet nie of hulle dors kry of iets daar so nie, en hoe kon hulle dors kry? Waar die Bybel vir my leer, dat in die hemel eet en drink hulle nie. Hulle gee nie huwelik uit nie. Hy praat in Openbaring 22 van die boom van die ewige lewe en die strome van lewende water. Dis beeldspraak, dit het met siele te doen, dit het niks met waters te doen nie. Die bome wat vrugte gee, 12 maal in 'n jaar. Dit is verwysing na die bruid. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. En dan kan jy vir die eie gerief die studie gaan doen op internet. Soos ek hierbo wys, klik daarso op die webtuiste, as jy oopmaak, dan klik jy op die boek Openbaring, en dan maak hy oop by deel 1, en dan begin jy met lesing 1. Het gaan jou 2 jaar vat, 2,5 jaar om deur dit te stap, as jy ordentlike studie wil maak. Goed, nou sê hy so, die opwekking van die regverdiges, dis nou die regverdiges, die ouens wat die 613 wette geonderhou, dis al hoe jy regverdige word. Die bloed van Jafashua speel geen rol by hom, by Japie van Zyl, om 'n regverdige te word nie. Die Bybel sê ons die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, die regverdiges, deur die genade bloed van Jafashua. Eerstens kry ons die opwekking van die regverdiges, sê Japie, dit is hulle wie by die boesem van Vader Abraham was. Hier by die waterfontein, hulle word heel eerste opgewek, want hy het 2 opwekkings. Nou verduidelik hy, daarna verloop 1000 jaar. So, hulle word opgewek uit die doodryk uit, die regverdiges, en nou verloop 1000 jaar. Dis natuurlik Openbaring 20, daar is waar hy praat van die 1000 jaar vrederyk, maar hy sê nie, dis 'n aardse vrederyk nie. Hulle maak dit 'n aardse vrederyk. Vir u wat luister, gaan luister na my reeks wat ek reeds gedoen het 4-5 jaar terug. Die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Japie, ek wil jou nooi, wanneer jy 'n bietjie aftyd het, dit klink my jy het baie aftyd, want om sulke snert te praat, vat nie lank om voor te berei nie. Maar gaan luister na die reeks, die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. En dan sommer die leen van die 3de tempel ook, as jy so verbygaan. Goed. Nou vir u wat luister, u wat 'n Japie van Zyl aanhanger is, doen jouself die guns, jy het niks om te verloor. Jy onthou, ek behoort al die laaste 30 jaar nie meer aan 'n kerk nie. Ek gee vir u die inligting wat in die 33 Afrikaanse Bybel staan, in Afrikaans, en u besluit wie lieg vir wie. So nou sê Japie, hulle is by die boesem van Vader Abraham, hier by die waterfontein, hulle word heel eerste opgewek. Daarna verloop 1000 jaar, wanneer die ander, en hierdie ander, in die kamers of die putte of die chambers, later opgewek en voor Jaffa sal verskyn. So daar's 2 opwekkings. Die eerste is die ouens, wat hy dan na verwys as die regverdiges, by die waterfonteine, wat aan die boesem van Vader Abraham gesit het. Nou weet jy wat, in die Bybel vind ek nie een skrif wat sê, daar was 'n tweede ou aan Vader Abraham se boesem gewees nie. Nee, net Lazarus vind ek aan die boesem van Vader Abraham. Weet jy wat, dis 'n beeldspraak, is verduidelik, maar Japie het nie 'n klou oor enige beeldspraak nie. Verstaan? Hy verstaan nie wat die beeldspraak is nie. It is the comforting, dit is wat die boesem eintlik is. 'n Pa hou mos maar sy kind vas, die boesem van Vader Abraham. Maar daar's nie 'n tweede persoon in die hele Bybel wat aan die boesem van Vader Abraham was nie. Hy sê, daarna verloop 1000 jaar wanneer die ander,
in die doderyk. Nou, die ander is die ander 3 putte. Dis nie die 4de put nie. Want net die 4de put het die waters, en Abraham is blykbaar net in die 4de put. Maar die ander 3, die verskillende 3 stadiums, ons gesien, die ouens wat net gedeeltelik van die wet gehou het, en die ander wat in die kerke was, daar's 3 putte daarso. Ons het dit hanteer reg in die begin. Maar die ander, en hierdie ander in die kamers, of die putte, of die chambers, later opgewek word, voor Jahwe sal verskyn. Nou Japie, jy kan nie Jahwe spel uit J-H-W-H nie, al staan jy op jou kop. Jy kan nie Jahwe spel nie, want ja, wanneer ons na Vader Jahwe se naam kyk, kom dit in die tetragrammaton, ek noem dit sommer vir die nuwe mense, dis I-H-V-H, J-H-W-H, Waf is 'n V, Japie, jy is mos so 'n slim ou, dit was nie 'n W nie, maar is omdat jy die modern Hebrews gebruik, en nie die ancient Hebrew nie. Weer 'n keer, jy wil 'n Hebreër wees, jy weet nie eens van die modern Hebrew en die ancient Hebrew nie. Maar nou ja, as jy lank genoeg by my gaan bly, gaan ek jou help. Jy gaan regkom, glo my, jy gaan regkom. So jy kan nie Jahwe spel nie, want daar was nie 'n W in die antieke 22 Hebreëse alfabet gewees nie. As jy die 22 antieke Hebreëse alfabet wil hê, kan jy vir my 'n WhatsApp stuur na my nommer toe hierso, dan sal ek dit vir u met groot gaagte stuur, dat jy dit kry. Goed so, nou sê hy, en dan word die ander opgewek in die kamers, of die putte, of die chambers, en voor Jahwe sal verskyn. Jahwe beteken chicken god, dis 'n oosterse god. Dis hoekom hulle hoenderhaantjie het, een van die 3, die eier, die hoender en die haan. Dit is afgode, as jy dit nie weet nie. Heel eers lees ons dat daar wel 'n opstand van die regverdiges is, nou verduidelik Japie. Kom ons lees eers dat daar wel 'n opstanding van die ontslapes sal wees. Dis nou wat hy nou sê. Hy sê, kom ons lees dat daar 'n opstanding van die regverdiges sal wees. Johannes 5:28. Nou sê Mashiach, dis Yahshua, is aan die woord. Hy sê, dit is uit, nou sê ek, dit is uiters belangrik om die beeldspraak in hierdie skrifgedeelte reg te verstaan. Johannes 5:28, nou lees ek dit vir u. Moenie julle daar hieroor verwonder nie, dis apostel Johannes. Maar daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem, dis Jahshua se stem, sal hoor. Nou wil ek net vra, my vraag is, wanneer ek sterf, of u sterf, gaan my siel doderyk toe? Gaan my siel paradys toe? Of gaan my siel graf toe? Hoe weet my siel waar te graf? Waar is die graf? Terwyl ons fit, as jy 'n graf oopmaak van iemand wat 30, 40 jaar dood is, dan kry jy net bene daar, vrot bene of droë bene. Die wurms het al die vleis opgeëet. Sorry, maar dis hoe dit is 'n reality, dis 'n werklikheid. Of as hy veras word, is daar niks. So, wanneer iemand sterwe, my vraag aan u as kyker is, en Japie, gaan jou siel doderyk toe? Gaan jou siel paradys toe? Want Jahshua, maar jy glo mos nie aan die paradys in die 3de hemel nie, jy glo glad nie daar nie, want Jahshua verduidelik vir die ou aan die kruis, wat maak ons met die skrif? Daar hang 2 sondaars weerskant van Jahshua op die kruis, en die ou op die linkerkant spot, hy sê, as u die Messias is, as u Jahshua is, haal ons al 3 van die kruis af. Die op die regterkant is in 'n biddende toestand. Hy bid, hy sê Jahshua, dink aan my. Jahshua sê, hy sweer, voorwaar, ek sê vir jou, nie Mashiach nie, Jahshua. Nie Jesus nie, want daar was nie 'n letter J 2000 jaar gelede in die Hebreëse alfabet nie. Jahshua sê vir die op die regterkant, hy sweer, voorwaar, ek sê vir jou, vandag, heden, sal jy saam met my waar wees? Is daar 'n paradys in jou doderyk, Japie? Daai 4de put van jou, is dit die paradys? Ja, die boek van Henog verduidelik van die paradys, maar jy bly doodstil van dit. Jahshua sê vir die ou nie, dat hy sal vandag saam met my in die doderyk wees nie. Apostel Paulus sê, dat die paradys is in die 3de hemel.
Hy sê weer van 'n man wat opgeruk was tot in die, opgeruk. Kan jy lees wat's opgeruk en neergedaal? Apostel Paulus sê, ek weet van 'n man wat opgeruk is tot in die, maar ons moet nie Apostel Paulus glo nie. Japie, wie sê dat ons jou moet glo? Jy kan nie eers Afrikaans lees en vir die ouens verduidelik nie. Jy wil nie van Apostel Paulus weet nie. Want hy sê, ek weet van 'n man wat opgeruk is tot in die 3de hemel. Opgeruk is boontoe. Jafashua het in die hemel opgevaar. Hy sê in die huis van my vader is daar baie wonings, en so was ek vir julle gesê. Maar as ek klaar sou, kom ek terug en kom ek julle haal, dat julle kan weet waar ek is. In die tussentyd stuur ek vir julle die Ruach HaKodesh, die ander Ruach HaKodesh. So, jy glo nie aan die wederkoms glad nie. Jy sê, hier's 'n golden ticket wat ons het. Ten minste, ek het 'n golden ticket wat my toegang gaan gee tot die hemel, wat jy noem het so. Maar jy wil in die doodryk bly? O nee, ek gaan opgewek word, sê jy verduidelik nou hierso, en jy gaan vir 1000 jaar op die aarde bly. En daarna, na die 1000 jaar, gaan jy terug na jou gat toe. Amper sê ek nou van watter gat praat jy eintlik? Hy sê Johannes 5:28. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal in die grafte, wat almal in die grafte is. Wie sê in die grafte? Jy sien, jy verstaan nie eers dat hierdie is beeldspraak wat apostel Johannes gebruik nie. Daar's niemand in 'n graf nie. Hy praat die grafte sal oopgaan en hulle wie in Jafashua gesterf het sal opstaan. Wat gaan opstaan? Bene. Hoe staan bene op? Ek ken 'n song wat sê, them bones, them dry bones, them bones, dry bones. The hip bone connected to the skull bone and the skull bone to the arm bone. Kan jy jou dit indink? Die woord sê, dat dis beeldspraak. Wanneer Jafashua verskyn vir die wederkoms, sê die woord dat hulle wat in Jafashua ontslaap het, sal eerste opstaan. Wanneer hy van grafte praat, is dit beeldspraak van 'n verheerlikte geestelike liggaam. Ek het vroeër vir u, toe ek van die opstanding gepraat het, opstandingsliggaam, die eerste ene, 1 Korinte 15 vers 27-58, sê hy dat ons word verander uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam. Want vlees en bloed kan nie in die koninkryk van Jahwe ingaan nie. So bene kan nie daar ingaan nie, my vriend. Daar's nie 'n manier wat enige bene daar kan ingaan nie. Kom ons lees Johannes 5:28 klaar. Moet jy nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal in die grafte is, sy stem, dis Jafashua se stem sal hoor. Nou verduidelik ek, wanneer ek sterf, gaan my siel doodryk toe. Die ongoddelike se siel gaan doodryk toe. Die geredde mense se siele gaan paradys toe, want Jafashua vir die ou aan die kruis beloof hy gaan. Hy sê, wanneer ek sterf, gaan my siel of doodryk toe. Wat bly in die graf? Bly jou siel in die graf? Hoe weet jou siel om in watter graf te gaan wag wanneer jy sterf? Jy word eers later begrawe. En die ouens wat veras is, waar is jou siel? Hy flou sommer hierso rond. Jou liggaam gaan graf toe, waar dit verrot, want hy sê van stof is ons en tot stof sal ons terugkeer. Johannes 5 vers 29. En sal uitgaan, hy praat van die opstandingsliggaam, sal uitgaan en die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Nou vraag, gebeur dit voor die wederkoms van die paroucha, van Jafashua vir sy bruid, of na die wederkoms van Jafashua vir sy bruid, of na die 7 jaar en 105 dae. Japie van Sail, wat Japie van Sail nie vir ons verduidelik nie, is dat daar 'n geestelike liggaam moet wees, vir die siel om voor te bestaan, en apostel Johannes het dit dan so verduidelik. Die ander vraag is dan, as ek sterf, gaan my siel na my graf toe en wag daar, of gaan my siel paradys toe? Dis wat die woord verduidelik. So, hoe weet my siel waar om te gaan wag? In Pretoria het ons 2 begrafplaase.
Die een hierso aan die kant Pretoria Noord en die ander kant die berg. Nou hoe weet my siel as ek sterf in watter gat om te gaan wag? Daar's nie eens 'n gat gegrou nie. So nou gaan my siel na Pretoria Noord se begrafplaas toe, maar hulle besluit hulle wil my eerder 'n graf gee agter die berg. So nou moet my siel uitklim soos 'n wrimpie so en so toe vlieg en daar gaan hy in 'n ander gat. En dan kom pastoor Rika en besluit sy nee, sy wil my in Durban in Stellenwood, seker een van die mooiste begrafplase in die wêreld. Dan besluit sy nee, sy wil my eerder in Stellenwood begrafplaas gaan begrawe. Nou spring my siel in 'n taxi en dan vang hy 'n taxi Durban toe. Dan gaan wag hy daar in die graf. Klink dit vir jou na sin? Dis malligheid. Totale malligheid. Daar's geen siel wat in die graf is nie. Ons kry 'n verheerlikte liggaam. In 1 Korinte 15 sê, in 'n oomblik, in 'n oogwond word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet, halleluja. So, Bybel sê vlees en bloed gaan nie in die koninkryk van Jaffa in nie, glad nie. Nou verwys Japie van Sail dan ook Daniël 12 vers 1. Daniël 12 vers 1. Ek wil net hierso net kyk wat sê hy hierso. Voor ek aangaan hierso, omdat ons baie naby is aan die tyd wat ons nou gaan vang om op te hou. Nou in hierdie stadium wil Japie vir ons wys dat ons siele gaan na of die eerste 3 as ons nie ons wie Jafiste is wat nie in die wette glo van Moses nie. Ons is vrygemaak daarvan, want Hebreërs 7 vers 18 sê, dat Vader Jaffa die wette deur die bloed van Jafashua tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid. Dan kom Japie van Sail en sê, nee, jy moet die wette onderhou, om 'n regverdige te wees, om in die 4de gat te wag. Weet jy wat? Ek gaan in geen gat wag nie. Ek gaan paradys toe. Want Jafashua het vir jou aan die kruis gesê, vandag heden sê saam met my waar wees? In die paradys. Daar's 3 plekke waar hy in die boek Openbaring van die paradys praat, maar jy's doodstil oor die boek Openbaring, want jy het nie 'n klou wat daar aangaan nie. 3 keer wanneer hy praat van die paradys, en elke keer in die hemel. En dit het te doen met die bruid van Jafashua. Nou die tyd het ons gevang, tot volgende week as Vader lewe en gesondheid spaar. Sirkuleer die boodskappe, stuur dit uit, praat die oor, doen die eie Bybelstudie, en as ek nonsens praat, help my reg. Moenie alleen hemel toe gaan nie, ek wil graag saam gaan. Ons wil hemel toe gaan. Ons is nie aardwurms wat in enige gat gaan wag nie. Ons gaan verheerlikte siele wees wat in die hemel gaan wag. Nou sê vir my, sê prof, maar jy spot. Wel, ek kry vir Elia op die berg Karmel, waar hy met die Baal-profete is, dan spot hy met hulle. Hy sê, julle moet harder bid, julle God slaap. Hy woord sê, hulle gekrap met klippe, hulle het geroep en hulle danse gedans en hulle goed gesê. Ja, hy het met hulle gespot by die Baal-profete. En op die einde van die dag is daar 400 van hulle geslag daai dag. So op die einde van die dag, ek spot met hierdie Baal-profete wat maak asof hulle die woord ken en nie 'n klou het wat in die Bybel aangaan nie. Tot volgende week. As Vader liewer gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.